Bywoners, by die bundel Want Klippe Lieg, geskryf deur Wynand Schoeman, voorgelees deur Eugene Rautenbach. Dis 'n woord wat ons nie meer deesdae gebruik nie. Bywoner. Net soos klopdisselbome het die woord in onbruik geraak, na mate ons dit nie meer sien of ervaar nie. Na die depressiejare in die 1930s het baie mense baie verloor. Sommiges het alles verloor. In 'n tyd van vrek voor jy vra, was die val vir sommige mense dalk te veel om te dra. Soos Oom Takkie. As kind het die naam Oom Takkie baie in pa se stories deurgekom. Hy was 'n kort ronde mannetjie gewees. Hy het by oupa op Lemoenkraal gebly, maar hy het op Douglas Heights se poskantoor vir oom Hendrik gewerk. Dat hy goed kon skiet en nog beter kon perdry, is van die goed wat ek onthou van Oom Takkie se stories. Ek kan onthou ek het pa baie gevra oor Oom Takkie. Na pa se dood het ek ook vir tannie Joan, Oom Hendrik se dogter, toe al 88 jaar oud, gevra. Waar het Oom Takkie vandaan gekom? Wat was hy van? Hoe hy daar aangekom het, het niemand geweet nie. Oom Takkie was 'n bywoner. Bywoners het eendag so uit die bloute op jou grond opgedaag. Omdat mense na die depressiejare swaar gekry het, was daar min vrae gevra en in ruil vir 'n bed en 'n bord kos, sou bywoners 'n plekjie in die son vir hulle self kon loswerk. En weer ergens behoort. Soms net vir 'n rukkie, soms vir jare. Pa het vertel dat Oom Takkie sedert sy vroegste herinneringe as kind maar daar was. Hy het sy leervellies altyd self reggemaak en eendag hard van die groot willewings wat hy probeer inbreek het, afgeval. Oom Takkie kon perde inbreek, no problem. Hy het 'n staalring binne in 'n groot betonblok gegiet en die betonblok het hy in die middel van die perdekraal begrawe. Jy moes mooi trap sodat jy nie jou groot toon teen die staalring oopstamp nie. Die ring het net bo die grond uitgesteek. Oom Takkie sou die wilde perde in die kamp injaag. Dan ryg hy vinnig die linsriem dubbel deur die ring in die grond. Dan staan hy doodluiters en fluister met die wilde perd voor hom. En met die riem slap in een hand. Sonder moeite staan hy daar terwyl daai mal perd teen die ring spook en spartel. Maak nie saak hoe daai perd bokspring of trek of skop nie. Oom Takkie sou doodrustig staan en met die perd gesels terwyl hy homself boeglamstooi stooi teen die versteekte betonblok onder die grond. Wanneer die perd begin moed opgee van floute, het Oom Takkie sy een pof handjie gelig en na die perd toe uitgesteek. Dan fluit hy Red River Valley en die perd kom self aangeloop en kom vra hulp. Dan was hulle na daai dag aan mekaar gebind. Pa het vertel, Oom Takkie sou in die laatmiddag net Red River Valley op die stoep sit en fluit. Dan kom staan die perde sommer so in ouma se kool- en spinasietuin, tot haar ontsteltenis. Die een wille hings het egter nooit regtig mak geword nie. Oom Takkie alleen kon hom ry, maar luister, wou daai hings nie regtig nie. Eendag, terwyl pa hulle die vee aanjag veilingskraal toe, kom oom Hendrik met die pos op 'n merrie wat op hitte was, verbygery. Toe is die hel los. Daai hings wil net omdraai en saamloop pos aflewer. Oom Takkie trek en keer en fluit, maar die hings wil net omdraai. Later galop die hings al agter die merrie aan, maar Oom Takkie trek so aan sy toom dat sy kop nog ander kant toe kyk. Pa sê, toe daai hings vassteek en vir Oom Takkie gooi, toe lyk dit of Oom Takkie vir so 5 meter 'n onsigbare perd in die lug bly ry. Hy behou sy vorm, maar die hings staan vas.
Dis met die landslag en Oom Takkie se tweede bons in die stof, dat die hings wegtrek agter sy merrie aan. Oom Takkie wou daai hings net skiet. Oupa het vir pa aangesê om die patrone uit Oom Takkie se 3x3 uit te haal. Pa het 'n stoepkamer met Oom Takkie gedeel toe hy 'n hoërskoolseun was. Pa kon dit ook nie verduidelik nie, maar Oom Takkie wou buite die huis slaap, want dit was koeler in die somer op die stoepkamer as binne die huis. Pa het saamgestem en Oom Takkie was baie bly om bietjie geselskap te hê. As pa so vertel het oor Oom Takkie, het hy stil geraak en na 'n rukkie gesê, ek wonder waar het hy vandaan gekom en hoe doende het hy daar by Lemoenkraal opgeëindig. Dis tot vandag toe 'n raaisel. Pa het vertel hoe Oom Takkie in sy slaap beklei het, rowwe nagmerries. Dan sou hy regop skiet in sy wit vest en op die rand van die bed sit en die sweet van sy voorkop afvee. Oom Takkie het duidelike verlede gehad wat hom in sy drome rondgejaag het. Oom Takkie het op sy ou dag verkalking van die are in sy nek gekry. Dit het veroorsaak dat hy dinge begin vergeet het en nie meer lekker die syfers in Oom Hendrik se winkel kon optel nie. Hy het minder saam met die Schoemans kerk toe begin gaan en het meeste van die tyd alleen op die stoep langs sy kamer gesit. Hy wou ook nie meer saam kaart speel as mense kon kuier het nie en het begin om te mompel as hy met jou praat. Maar met die perde kon hy nog regkom. Hy sou duidelik hoor hoe vlei te Red River Valley as hy perd gery het. Oupa het hom een keer elke 3 maande dokter toegevat en die dokter het gesê die verkalking begin versprei. Oom Takkie het soms dinge verkeerd verstaan en hoor dat die kanker versprei het. Nee, wat ou Hendrik sê vir pa, my eie pa is dood aan kanker. Dis die enigste brokkie inligting oor sy verlede wat my pa ooit uit Oom Takkie gekry het. Toe hulle een Sondag van die kerk af terugkom, het Oom Takkie homself in die stoepkamer met sy eie 303 geskiet. Pa het hom daar gekry. Oom Takkie lê agter Douglas Hyde se veilingskrale begrawe, met 'n ou vaderlands wilgerboomtak om sy graf te merk. Hulle het toch geen ander inligting gehad om op sy kopklip te sit nie. Ou Oom Takkie, het pa met deernis gesê as ons daar verbyloop. 'n Bywoner wat familie geword het. Dit was Bywoners uit die bundel Want Klippe Lieg, geskryf deur Wynand Schoeman. Die bundel is beskikbaar by NS Skrywershuis by www.skrywerhuis.co.za.